U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons skrif Lukas 9 daarvan af vers 10. As ons die plekkie dan so gereed het, kom ons vra net die seën van die Here hierop. Here, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik onsself kan stil van alles in die wêreld rondom ons. En ons wil vra, Here, dat U dit ook hier stil in ons harte sal maak en ons verstand, dat ons kan indrink en kan inneem dit wat U woord vir ons wys en vir ons leer. Kom, o Gees van God, kom beweeg deur die banke, kom raak elkeen van ons aan. Ons begeer U teenwoordigheid. Ons begeer 'n woord van U af. Kom, Here, kom breek U woord. U kinders luister. Amen. Lukas 9 vers 10, toe die apostels terugkom, het Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. Daarna het hy hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Betsaida waar alleen kon wees. Maar die mense het dit te wete gekom en agter hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom, het hulle gepraat oor die koninkryk van God. En die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. Toe die son begin sak, kom die 12 na hom toe en sê, stuur die mense weg dat hulle die dorpe en die plase en die omtrek slaapplek en kos kan gaan soek, want ons is hier op 'n verlate plek. Gee julle vir hulle iets om te eet, sê hy toe vir hulle. Maar hulle antwoord, ons het hier niks meer as 5 brode en 2 visse nie, of moet ons self vir hierdie klomp mense gaan kos koop? Net die mans bymekaar was omtrent 5000. Toe sê Jesus vir sy disippels, laat die mense in groepe van so wat 50 gaan sit om te eet. Hulle het so gemaak en almal gaan sit. Daarna het hy die 5 brode en 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Toe breek hy dit en gee vir die disippels om aan die mense voor te sit. Almal het geëet en genoeg gekry. Wat oorgebly het, het hulle bymekaar gemaak, 12 mandjies vol. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Julle onthou, as ons kyk na Lukas, en Lukas is 'n baie besondere beeld wat hy van ons Here Jesus Christus wys, dat hy nie net 'n gewone man, 'n gewone profeet is nie, maar dat hy God is, en God met ons is. En in die wonderwerke, en elkeen van hulle, soos ek al gesê in die verlede, is klein preekies wat ons na kan kyk, wat vir ons in dade gegee word ook. En hier is dit geen uitsondering nie. In hierdie daad wat die Here Jesus doen aan die mense rondom hom, openbaar hy homself en 'n paar pragtige en 'n paar groot dinge van ons koning, wat vir ons kosbaar bly. Daar's so 4 dingetjies wat ek in hierdie gedeelte wil uithaal wat vir my kosbaar is. Kom ons begin by die eerste ene. Sy besorgdheid oor sy disippels. Vers 10 begin hy sê, toe hulle terugkom met Jesus, alles vertel wat hulle gedoen het. Ek dink dit was groot opwonding geweest onder hulle. Almal het gegaan, hulle het groot wonderwerke gedoen. Julle kan teruggaan in die vorige gedeeltes en sien wat hulle gedoen het. Kragtige dinge wat gedoen is. En Jesus het hulle saamgeneem na 'n rustige plek, iewers waar hulle alleen kan wees. Om besig te wees met hierdie koninkrykswerk, wat mense nie altyd besef nie, is baie vermoeiende werk. Ek onthou baie jare terug, is daar 'n studie gedoen en gekyk daarna dat die ouens sê, ons praat nou van ouens wat prediking en effort in prediking insit, dat dit gelykstaande is in 'n lang afstand resies wat gehardloop word. Dieselfde vermoeienis op jou gees, nie altyd op jou liggaam nie. Maar ek kan dit beamen. Ek het dit al by my pa gesien, dat as jy klaar is met 'n preek, en jy self werklik gegee dat jy moeg is daarna, dit tap jou. Om besig te wees met die koninkrykswerk, en watter opsig dit ook al mag wees, tap 'n mens ook, en is nodig om stil te raak, en weer myself te kan verhaal. En die Here ken ons en weet wie en wat ons is. Ons is maar mens, ons is maar vlees. En hy ken sy disippels. Daar is tyd om te werk en daar is tyd om te rus. Daar is tyd om weer stil te raak en jou krag by die Here te kry. Herhaaldelik sê die Here vir ons, wees stil en ek weet dis die Here. Wees stil, kom wees stil, terug na my toe. Hy het in 6 dae die hemel en die aarde gemaak, op die 7de dag het hy gerus, omdat dit nodig is, en het hy geweet dat die mense het rus nodig.
Bywers langs die pad dat ons as mense in ons westerse beskawing heeltemal verby hierdie ding gehardloop. Dat mense nou heeltemal te veel werk en ons sien die uitwerking daarvan. Maar binne die kerk gebeur dieselfde. Ek het al gesien hoe baie jong gelowiges vol ywer van die Here en dinge van die Here en vol passie daarvan, hulle self dood hardloop agter allerlei dinge aan. Ek smaal maar baie keer net vir hulle. Dis maar deel van jong gelowige wees. Iewers langs die pad kom jy agter en leer jy dat hierdie is nie 100 meter sprint wat ek doen nie, maar my geestelike lewe is 'n marathon wat ek hardloop. Dis 'n lewe wat ek hardloop. Hebreërs 12 skrywe vir ons, net na die geloofshelde van Hebreërs 11. Hy sê, terwyl ons dan so groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Hy begin hierdie vers en hy begin hierdie woorde na al die geloofshelde. Want hulle kan jou klein laat voel, kan my onmiddellik laat voel, maar joeg, daar is baie meer wat ek doen. En dan herinner my, hierdie is 'n wedloop. Dis my Christendom. Dis my werk in hierdie wêreld. Dis nie iets wat ek doen en ek aflê en is ek klaar nie. Dis 'n wedloop tot aan die einde van my lewe. En saam met die belangrike ding, volharding tot die einde toe. Ek het al by 'n geleentheid vir julle gesê, ek is so bekommerd oor so baie Christene wat vir 'n tyd lank die wedloop goed hardloop en dan sê maar ek is nou klaar. Dis niemand anders se beurt. Dis nie skrif nie, ons kry dit nêrens in die skrif nie. Dit mag wees as ek ouer word, dat my bediening en my werk op 'n ander manier wees. As ek ouer word, hardloop ek anders en ek hardloop stadiger, maar ek is nog steeds in die wedloop tot die einde toe. En ek wil volhard tot die einde toe. En die Here weet dit ook vir sy kinders, en hy leer ook hier vir sy disippels, as daar groot inspanning was, 'n groot geleentheid was, vat jou tyd, raak stil. Maar vers 11 sê die mense het dit geweet en agter hom aangegaan. Johannes 6 gee vir ons 'n deeltjie hierby wat nie vir Lukas belangrik was nie, maar ek graag wil bysit ook. Hierdie mense wat so agter hom aangehardloop het, hierdie skare, dit word gereken, dit mag tot by 25.000 wees wat hy hierdie dag mee gewerk het. Dis dieselfde skare wat hierdie prediking van hom gehoor het en wat later rug op hom gedraai het en sê, maar ons wil nie dit met hierdie te doen nie. Wat jy sê is dan net te erg en jy vra net te veel. Die Here ken die mense baie goed. Hy weet wie hulle is. Die skare wat voor hom staan is ook van die mense wat later gaan skree, kruisig hom. Maar kyk wie is die Here in hierdie ding. Sy goedheid nie net vir sy disippels nie, maar ook vir die skare, dat hy in hulle behoeftes en hulle nood voorsien. Op 2 maniere wys vir ons in hierdie gedeelte. Hulle siekte en dan ook vir hulle fisiese behoefte wat hulle het. Die Here kon vir hulle weggewys het. Hy kon vir hulle gesê het, maar luister hier, ons is nou eers besig om te rus. Ek meen, dis wat meeste van ons sal doen. Sê, dis nou my rustig, my nie plan nie. My telefoon is af en wat ook al. Maar my Here ken die prioriteite. En as ek na hom luister en hom volg, dan gebruik hy my. Paulus sê, al is ek swak, dan is ek sterk. En daarom is dit belangrik vir ons as kinders van die Here om werklik te luister en te leef en die Here te volg in hierdie dinge. Want in my vlees sal ek my afsny en ek sal nie verwelkom nie. Ek sal nie hartlik wees nie, maar ons Here Jesus is hartlik, selfs wanneer hulle moeg is. Die vraag is ek en jy altyd beskikbaar vir die Here? Ook in tye wat ek voel dat ek is nie nou meer lus vir die dinge, ek is nou moeg. Baie jare terug, toe ek nog mooi en jonk was, en as ek nog net mooi, het ek gegaan vir my skippers license, die ouer lidmaat was nou die domdominee nog 'n boot ook gehad, in die Vrystaat, kan jy dit nou oor vertel. Maar dit was lekker, ek het gegaan vir my skippers license, en dit was 'n moeilike tyd, besig in die gemeente, klein kindertjies en alles, en ek onthou dat ek was geestelik uitgeput, ek was moeg. En nou so St. Lucia toe om my die lisensie te gaan doen, en al die dinge deur te gaan ook,
Ek onthou die aand toe ons by mekaar sit en ons is 'n groep en daar's vreemde mense wat ek nog nooit ontmoet nie. Hulle is almal van Johannesburg af. Hulle is 'n groep wat die lisensie, die ander deel van die lisensie doen. Ek kom van buite af in vir die praktiese deel. En sit om 'n kampvuur en praat en as julle my ken, is die laaste ding wat ek ooit vir mense vertel is as ek 'n dominee is. Nie omdat ek skaam is nie, maar onmiddellik sit hulle vir jou op 'n pedestal en iets anderste. Maar ek is nie lus om te praat oor hierdie tipe goed nie, just let me be. En so hulle begin praat oor probleme en dinge wat fout is. En ek kon nie anders nie en ek het ervaar dat, alhoewel ek niks lus is daarvoor nie, hoe die Gees vloei. En ek elkeen van hulle kon help. Sê jou probleem is nie komplekser nie, daar's die probleem. Daar is dit. En daar's 'n helderheid van die Gees wat oor jou kom en kon diensbaar wees. Altyd beskikbaar. Altyd aan diens. Al voel jy nie so nie. En as ek nie so voel nie, dan is ek meer afhanklik van hom om dit vir my te gee. En dit is 'n baie goeie plek en 'n baie goeie posisie om in te wees. Nodig is om te sê, wees baie verkoop na daai naweek. Nou, deur werk ook so. As jy uitdeel, dan kry jy. En dis in die gee dat ek ontvang. Dis in die diens dat ek my vreugde vind. Petrus skrywe, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed. Altyd gereed. As iemand vir jou vra, hoekom is jy altyd so bly? Hoekom smaal jy altyd so? Wat ook al in jou lewe is, hoekom so? Wees gereed om 'n getuienis te gee daaroor. Of jy so voel of nie. As jou kragte min is, dan vra jy vir die Here. En die wonderlike deel is dat die Here sal sorg. En my gebed en my ervaring, dat hierdie wedloop wat ek begin het, sal ek klaarmaak. So af en toe wil die duiwel vrees by my insit. Jy gaan die wedloop nie klaarmaak, jy gaan opgee, jy gaan ingee. As dit net aan myself was, dan sou ek hom dit eens gegee het, ja, dit is so. Maar die Here is een wat die werk begin het. Nou alles hulle moeg en al het hulle hard gewerk, kom die Here en hy kom openbaar vir ons nog in die nood van die mens op 2 vlakke sy wonderlikheid. Hy sê het hulle verwelkom, het hulle gepraat oor die koninkryk van God. Hy begin by die begin en dit wat noodsaaklik is. Hulle eerste en die grootste en die diepste nood bly hulle verlossing om die waarheid te hoor. Ek dink dalk dat die kerk in die uur waar ons in lewe vergeet waaroor dit gaan. Die koninkryks roeping van die kerk was nog altyd om te soek en te red die wat verlore is, om die skaap om die oes in te bring, om die getuienis vir 'n wêreld te gee en 'n wêreld te waarsku oor hulle sonde en hulle verlorenheid, om weer gebore te word. Die Here ken hierdie skare wat voor hom sit, hy weet hoekom hulle daar is daar omdat hulle genees word en aangeraak, hulle ervaar groot goed. Maar hy laat hulle sit en hy preek eers vir hulle. Of hulle nou gaan luister of nie. Prys die Here, daar is altyd mense wat luister. Ons grootste behoefte en ons grootste nood bly ons nood aan die woord. Ver bo die vleeslike dinge. Ongelukkig is daar kerke wat verval het dat die woord eenkant toe geskei word in suiwer maatskaplike diens in. Maar ek kan nie iemand in hierdie lewe help as ek hom nie reg gemaak het in sy fondasie. Eers by Christus in 'n lewende verhouding by hom nie. My primêre nood bly altyd aan hom. So hy bring vir hulle die woord en hy bring vir hulle die getuienis. Lukas 4 het ons gekyk na die inhoud daarvan om blindes en armes te laat sien en die gevangenes vir hulle te preek. Hy praat oor die volle raadsplan, die volle saligheid. Daarna, saam met dit, die 2 behoeftes wat hy aanspreek, die ongewone en dan die alledaagse. Eers die ongewone. Vers 7, almal wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. Ons het 'n rukkie terug daaroor gepraat, so ek gaan nie vanoggend baie stil staan by genesing nie. Ek gaan dit net kort saamvat wat ons al oor gepraat het en dit herinner daaraan. Daar is 2 ekstremes. Ons het in die kerk mense wat aan die een ekstreme sê dat wonderwerke vind nie meer plaas nie. Dit was toe dat dit opgehou met die ontstaan van die Bybel.
Veral in jou gereformeerde kringe het jy nogal baie sterk hierdie siening. Aan die ander kant daarvan, die hele ander spektrum het jy mense wat sê het en verwag dat alles bonatuurlik in wonderwerke moet gebeur. Daar's kerke wat glo en sê dat jy mag nie siek wees nie. Dis vanweë jou ongeloof en allerlei sulke dinge. So in die twee extremes vind ons die waarheid hier iewers tussen hulle. Want albei kante daarvan is die leuen. Die waarheid is, God genees nog steeds. God is 'n God van krag. God is God van wonderwerke. Hy het nog nooit opgehou nie. Hy is en hy sal vir altyd dieselfde wees. Maar ek moet reg verstaan hoe die wonderwerke gewerk het. Christus het almal genees. Want dit het gewys dat hy God is. En julle onthou die begin van die kerk en die kerkgeskiedenis kry dit in ons Nuwe Testament, was daar baie wonderwerke en dan later, soos die tyd aanstap, verdwyn dit totaal. Soveel so dat Paulus vir Petrus sê dat hy 'n bietjie moet medisyne gebruik vir sy ongestelde maag. Soveel so dat Paulus van sy reisgenote agterlos siek. Nou kan jy sien dat die ekstreme ander kant ook nie hulle Bybel reg verstaan nie. Die waarheid is, God genees. Ons het 'n Vader en ek bid en ek vra, en ek het in my lewe al baie wondergenesings gesien. Maar ons weet dat God genees ook normaalweg deur middele. Drink jou pil, gaan na die dokter toe, kry jou operasie. Hy voorsien in hierdie dinge. Hy gaan nie iets bonatuurlik doen as daar klare antwoord gegee is daarvoor nie. Ons weet ook dat God siekte gebruik. Nie net om mense tot bekering te bring nie, maar ook in sy kinders se lewens, om ons te vorm tot volwassenheid. So dis nie 'n ligtelike onderwerp om net verby te stap nie. Daar lê 'n stukkie worsteling, daar lê 'n stukkie pad stap met God. Dat ek ook later moet sê, as daar pyn in my lewe moet wees en daar's 'n probleem in my lewe en 'n siekte wat moet bly, dan eer ek die Here ook daarin en ek vra, leer my daarvan. Ek het hierdie ding in my lewe, u gaan dit daar los, ek maak vrede daarmee, maak dit dieper en wys vir my uself daarin. Dit is my interessant gewees, ek het gelees van die groot manne in die geskiedenis, die groot predikers veral, dat omtrent almal van hulle sonder uitsondering deur die bank een of ander lyding in sy lewe gehad het. En ek verstaan dit ook, want dit hou ons nederig, dit hou ons afhanklik. En dan prys ek die Here ook vir siekte en vir pyn. So moenie ligtelik en oppervlakkig hieroor verby hardloop nie. Soek die Here en soek die doel van die Here in alles. Ek het gesien hoe breinkankers en bloedkanker genees in een gebed. Ek het self deur operasies en deur pille en ek ervaar hoe die Here genees. Ek sê vir my dokter dankie want hy's vriendelik en is oulik. Ek sal studente as saam met hom. Moenie dokter, jy soveel ouer as jy nie hoor, want ek weet nie wat ek gaan doen as hy nou besluit hy tree finaal af nie. Maar ek prys die Here vir hom. Hy's 'n genadegawe en hy's 'n gelowige ook in my lewe. Maar ek prys ook die Here waar hy sê, maar my genade is vir jou genoeg. Want dit is 'n kosbare pad om te stap. Maar hierdie gedeelte wys vir ons wie Christus is. Hy genees altyd. Hy genees nie net uiterlik nie, hy genees ook innerlik. In ons verhouding met hom, hierdie woord, as hy dit breek, dit genees ons. So nadat die Here die ongewone hanteer hy, as ek amper kan sê, die gewone, die normale, die daaglikse, gee ons vandag ons daaglikse brood. En ek wil vir 'n oomblik hierby stil staan, want dis nogal 'n belangrike enetjie. En ek dink iets waarmee ons kan identifiseer. Ek wil eers stil staan en praat oor die disippels se praktiese ongeloof. Hulle kom nou net terug van 'n sendingsreis af, waarin hulle die voorreg gehad het om wonderwerke te doen in die naam van die Here Jesus Christus. Hulle is gegeen om buite die terrein van die normale op te styg na die bonatuurlike toe en in daai terrein te werk.
Hulle was in die teenwoordigheid van die Here en hulle kon sien al die dinge wat hy kan doen. Hoeveel wonderwerke het hulle nie beleef wat hy gedoen het en waarmee hy besig is nie. Hulle ken ook die Bybel, die Ou Testament, van hoe God voorsien het, hoe Israel gelei is deur die woestyn en hoe hy altyd vir hulle kos voorsien het. Hulle weet wat die Bybel sê en wat die Bybel leer. Maar hulle doen wat ons as mense, ons wat hier ook sit, nog steeds doen. Ons is prakties. Nou. En iewers langs die pad maak ek verskoning van my siening van prakties as niks anderste as ongeloof nie. Daarom noem ek dit praktiese ongeloof. Hulle kyk na menslike handelinge, hulle kyk na menslike oorwegings en al hierdie dinge. Maar die Here het gesê, maar ons is nou onder die bedeling van die Gees, ons is onder die bedeling van die geloof, en ons moet uit die geloof beginne lewe, en iewers langs die pad moet kinders van die Here leer, dat as ek my horison wil vergroot, my siening van God wil regkom, dan moet ek uit hierdie praktiese mentaliteit van my inkom, in die trein van goddelikheid. Want God beweeg nie volgens die intellek nie, beweeg nie volgens oorsaak en gevolg nie. Hy is God. Hy doen die dinge wat baie verder en baie groter is as ons verstand en vir ons begrip. En ek is bevrees dat baie Christene in hulle lewens op 'n baie menslike praktiese pad hierdie pad stap en nooit die ware lewe in sy wye strekking leer ken nie. Van 'n God wat bo-natuurliks versorg en versorg nie. En hier is 'n baie belangrike les, en dit is so belangrik dat die Here 2 keer vir hulle moes leer, ons het 2 vermeerderings wat ons hier gehad het, dat hulle moes leer, dat hulle moet nie net vaskyk aan wat het ons nie, wat kan ons nie, maar wat kan u? En dis 'n belangrike gedeelte. Kyk na vers 13, die Here gee opdrag. Gee vir hulle iets om te eet. Hulle het klaar gekyk na wat daar is op afgeleë gebied. Kom ons sê, dis 20-25.000 mense wat daar voor jou sit. Dis 'n groot skare mense. Dink in elk geval in die behuising en die omgewing is nie genoeg nie. Hierdie disippels het klaar gesien, daar's 'n probleem, en hulle het klaar met 'n oplossing gekom. Wat is ons eerste oplossing? Ons eerste oplossing is om nie jou probleem te maak nie. Nie waar nie. Stuur hulle na die plase toe. Maak dit iemand anders is 'n probleem. Dis reg, maar dis verkeerde aan 'n ander persoon. En dan sê die Here vir hulle, maar dis julle probleem. Gee julle vir hulle iets om te eet. En dan wat is hulle onmiddellike antwoord daarop? Here, ons het niks meer as 5 brode en 2 visse nie. Moet ons self hierdie klomp mense gaan kos koop? So hulle vasgevang in dit wat ek kan doen, dit wat ek na my vlees beskikbaar het. Stel jy dit voor vir 'n oomblik, kyk die prentjie. Hy staan voor God, die almagtige God. En hy sê, moet ek nou dorp toe gaan en gaan koop? En dan begin ek sien hoe belaglik hierdie hele prentjie lyk. En dit is 'n prentjie wat afspeel in ons eie lewens. Want ons in ons eie lewens het ons dit, dat ons in situasies kom, wat ons nie weet hoe ons moet vorentoe gaan nie. Here, hoe moet ek sorg, hoe moet ek voorsien? Ek het nie die finansies nie, ek het nie dit nie. Daar is 'n nood, en die nood is groter as wat ek het. En onmiddellik spring ek daarna, as ek dit nie kan afwys en vir iemand anders die probleem kan maak nie, dan kyk ek, maar wat is my vermoë, wat kan ek doen? Hoe gaan ek dit oplos? En ek dank die Here dat situasies is waar daar nie regtig oplossing voor is nie. Die enigste probleem wat ons het, is ek dink die frustrasie van die Here dat ons nie luister en nie leer om geloof voor hom te lewe nie. Jy sê, solank ons vashou aan praktiese menslike oplossings, is dit al wat ons ooit in ons geestelike lewens gaan ervaar. My hele geestelike belewenis saam met Christus gaan my praktiese oplossings wees.
En natuurlik al die hartseer en kommer en vrees wat saam met dit gaan. En gaan ek nie beleef die grootheid en die goedheid van God nie. Ons het nou baie pas gehad, ek het nie met Louis gereël nie, maar die Here weet hoe om dinge te reël. Net 'n klein ding, 'n stukkie in sy week, hier sit ek. Waar moet ek nou? Hoe moet ek maak? En die regte plek en die regte manier is wat die disippels moes gedoen het, nou. Wat was die regte ding om te sê, Here, moet ons gaan kos koop? Wat die regte ding was te sê, maar Here, U is wat ek het. Dis belaglik, dis min, dis niks. Maar Here, dis wat ek het en ek bring dit na U toe. Het ek 'n probleem? Ek weet nie wat die oplossing is nie, maar U is God, U is groot. Ek het die grootheid ervaar. En ek lê my stukkies wat ek het, my bietjie wat ek voor hom het. En die Here doen groot en wonderlike dinge. Jy sien, daar's 'n waarheid wat ons moet leer in hierdie lewe. As jy nie jou visies na die Here toe wil bring nie, moet jy maar dorp toe loop, hoor. En hoeveel van julle loop nie heeltyd dorp toe? Vermoeg jouself en jou eie siel met jou uitwerkings, jou berekening en jou planne hoe om hierdie krisis te hanteer nie. Moe Christene, omdat hy vaskyk in die hier en nou en vergeet dit van die wonderwerke nou pas plaasgevind het, vergeet dit voor wie hy staan. Die Here vra die vraag aan hulle vol wetend wie en wat hy is en wat hy kan doen. Maar hulle het nodig om dit te kan sien en kan lewe daarin. Daar's 'n lewe in die vlees, daar's 'n lewe wat binne my menslike bewerking is, en my menslike beperking is. Dis nie die pad wat ons, dis die wêreldse pad. Ons lewe deur die Gees. En my lewe word vergroot, dit is nie net 'n vleeslike lewe, maar 'n geestelike lewe waarin God my lewe meer maak en voorsien in baie meer as wat ek dink en ooit sal verstaan en sal begryp. En dis hartseer dat te veel van ons net lewe op baie klein terrein daarvan. 2 visse en 5 broodjies. En hier lê 'n reël van die koninkryk opgesluit in hierdie gedeelte. Dat deur die geskiedenis het God nog altyd die belaglike, die onsienlike gebruik vir groot dinge in sy koninkryk. Jy kan begin by die begin van Adam en Eva, jy kan begin by Abraham, wat 'n niks en 'n niemand is nie, by Israel, en al die dinge wat gedoen word, en in dit sien ons die grootheid van God, dat hy meer kan doen. En as hy my in 'n situasie bring, en hy bring my op 'n plek, waar ek nie weet waarheen om wat om te gaan nie, dan al wat ek kan doen is my visies voor hom lê. As ek nie weet of ek nou gaan salaris kry nie, as ek nie weet hoe ek dinge gaan betaal nie, as ek dink ek gaan my werk verloor of ek moet gaan werk kry, maak nie saak wat die krisis is nie. Here, ek lê dit voor U. Daar's 'n realistiese probleem daarin in ons lewens. Want ons as kinders van die Here leef in 'n onsekere wêreld met onsekere dinge wat altyd rondom ons aangaan. Partykeer weet ons nie, Here, maar waar gaan daar vir my hulp vandaan kom nie. Ek kyk op na die berge, soos ons baie keer sê, ne? Die woord vir ons sê. Waar sal hulp vandaan kom? Maar die teks stop nie daar nie. My hulp kom van U wat die hemel en die aarde gemaak het. Van U wat nooit laat vaar die werke van die hande nie. Die regte vraag wat die disippels moet gevra het, toe die Here sê, gee vir hulle iets om te eet, sê, ja, ons het niks nie, maar hier is 2 visse en brode, Here, dis al wat ons het om te offer voor die voete. En te leer en te kan sien wat die Here kan doen met 'n bietjie dinge by hom. Dis 'n praktiese
En dit is 'n pragtige pad om te loop, 'n pad van geloof. Ek het dit by my ouers geleer en oorgeneem, en hopelik my kinders ook geleer, dat ons stap ons pad, ons het 'n verstand, ons het ons vermoë gebruik, maar daar kom dele en daarvoor het ek die wysheid van die Here nodig, wat ek moet sê, Here, maar ek het nie antwoorde hiervoor nie. Ek weet nie waar ons gaan kom nie. Baie van julle sal weet wat dit beteken om te wonder, maar Here, waar gaan ons kos op die tafel sit? Ons het nie brood nie. Ek onthou een storie wat my ma vertel het. Ons was nog klein, my pa was in die swart gemeente in Itsoseng net buite Lichtenburg, arm sendlinge. En het regtig maar sleg gegaan. En my pa, soos hy is, reël mense vir ete. Dat is nie kos in die huis nie, maar hy dink nie 2 keer nie. Dis my ma se probleem. En dit het gereeld gebeur. So die mede-evangeliste, hulle moet almal aankom sit vir ete. Ons het nie kos in die huis vir ons nie. En my ma vat een van ons paar bussies, maak die geld oop, so right, maar jy kan maar vat, ek is nie kwaad daaroor nie. En sy is af, ek dink was nog OK toe, in Lichtenburg, en die paar sente in die hand. Moan. Hoekom moet dit so swaar kry? Hoekom leer, ons het nie kos nie en alles. Sy stap nou af, en dan moet ons kos maak, so, dan gaan sy na die vleisrakke toe, en sy kyk deur al die vleise wat daar is, en daar agter in die hoekie lê 'n klein pakkie vleis. Dis genoeg geld daarvoor. Sy kan iets daarmee probeer maak en dit vermeerder, soos 'n goeie ma maak, né? Ons kan 'n bietjie kos vat en dit vermeerder. En sy stap maar so moan en self by jammering tol toe. En die vrou by die tol sit, slaan die tol, sy kyk agter op die pakkie, o, mevrou, jy is die wenner van die prys, 'n halwe skaap. Toe eet ons bout. Wat sê sy van die til af kar toe? Sorry Here. Hoekom twyfel ek? Hoekom sê ek so in vertwyfeling? U is God, u is groot, natuurlik kan die 2 visse en 5 brode meer maak. En dis nie die eerste keer nie. Vermeerdering is een van die wonderwerke wat God dwars deur die Bybel laat plaasvind. Al die ander wonderwerke wat doen, behalwe genesings, is wonderwerke wat, dit is in mooi Engels sê, once off deals was. Daar's een brand in 'n bos. Daar's een muur wat omval. God is nie 'n God wat hou daarvan om dinge oor te doen. Hy's 'n skepende God. Ook sy wonderwerke is altyd net en vars. Ons gaan dit beleef in die ewigheid wat ons ingaan. Maar God se goedheid en sy oorvloed en sy voorsiening is altyd daar. Daarom vind jy die olie in die kruik. Jy vind die manna in die kwartels. Jy vind dit herhaaldelik hier en tot vandag in die geskiedenis. Ek onthou die sending wat in Afrika gery het. Die plekke is ver uit mekaar, die Here sê hy moet soontoe ry. Sy tank is leeg. Hy het 1000 kilos gery op 'n leë tank. Die Here voorsien. Weet as 'n lewe in geloof en as jy sendinge begin leer ken, en as jy ooit sending leer ken, nooi jy my huis en laat hulle ruk by jou bly. Hulle verander jou lewens. Hulle leef in 'n ander wêreld op 'n ander terrein. 'n sending, as hy geroep is deur die Here en hy's na by die Here, luister na wat die Here sê en hy gaan lughawe toe, hy het nie 'n klou waar hy gaan en wat hy moet doen nie, hy het nie 'n sent op sy naam nie. En dit het ek gehoor by sendinge wat gewerk het op eilande sendinge, gaan sit uit, die Here het gesê ek moet vanoggend hier wees, hier kom iemand en gee vir my geld vir 'n kaartjie. Ken vir mekaar van nêrens, of die Here het net op my hart gelê. En as jy met die ou begin praat, kom jy agter, maar alles in sy lewe is so. Op 'n terrein van 'n goddelike voorsiening. Ons as kinders van die Here is so vasgeklou, so behep oor die ou paar goedjies wat ons het, dat ons vergeet, my Vader besit alles. Los, vertrou, lê voor hom. Gaan ons bekommerd raak? Ja. Raak ek partykeer angsbevange en vreesbevange oor finansiële toestande of wat ook al daar mag wees? Ja, want ek is 'n mens. Wat doen ek daarmee? Ek kom lê dit heeltyd voor U.
Ek het lankal geleer nie om planne te maak nie. Ek wil hê julle moet dit ook leer. Leer om die Here blindelings te vertrou. En selfs in die maande wat jy 'n salaris knyp moet vat, en daar nie geld is nie, of daar 'n uitgawe is wat jy nie kan dek nie, die Here sal voorsien, soos hy nog altyd voorsien het. Het die Here gedrop iewers langs die pad al? Hy het nog altyd voorsien. Hoeveel te meer nie vir sy kinders nie. Leer om te vertrou, in die geloof te lewe, in hierdie pad in die geloof te stap. Dis 'n pad wat ons tree vir tree stap. Saam met elkeen van die uitdagings, saam met elkeen van die bekommernisse, dit die hele tyd, dis kies voor om te lê. My oë is op U gerig. Ek het nie vertroue in die 2 visse en brode nie. Here, want dit kan dit nie doen nie. Ek weet dit, ek sien dit, ek erken dit. Maar U is God. En U is 'n God wat 'n manier het om dinge bymekaar uit te bring. Boeke te laat klop, wat nooit klop nie waar nie. Nou ek weet as ek vir julle moet nou kans gee om 'n getuienis hieroor te gee, dan gaan ons vir die res van die week besig wees. Julle weet waarvan ek praat. Rus in hom, weet wie en wat hy is. Dan 'n laaste een om jou af te sluit. Ek wonder of enige van julle kan sê, hoekom is daar 12 mandjies oor? Hoekom? Daar's 12 disippels. Hulle het almal gewerk, hulle was besig om uit te deel. Die Here vergeet nie sy diensknegte nie. Daar is al 'n ordentlike bord kos gelos. Hy sal sorg. Jy kan jouself uitstort in die diens. En dis deel van diens, om te dra en te gee vir ander, terwyl jy niks kry nie. Party ons sal sy hand in die mandjie druk en maar so langs die pad loop en eet nou. Nie 'n goeie dienswerker nie. Hulle het uitgestort, 25.000, dit moes nogal 'n rukkie gevat het. Hulle het almal hulle kos gekry. En toe sê die Here, nou gee ek dit vir julle. Ek demonstreer dit gewoonlik in ons nagmaal. Die diakensdiens almal, as hulle klaar is, kan hulle kom sit en ek bedien hulle. Om ons te herinner, maar dis hoe die Here werk. En dis vir my 'n voorreg om die dienaars te bedien. Ek sien dit as 'n geweldige eer en 'n geweldige voorreg. Maar my Vader en my Here, hy nog meer, want hy is lief vir my. Hy sal vir jou gee en hy sal voorsien in alles wat jy nodig het. Dis sy belofte. Daaraan hou ek vas. Selfs al sien dit nie op die oomblik raak die antwoord nie, die uitkoms nie. Ek hou daaraan vas. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat U so 'n wonderlike Vader en 'n Verlosser en 'n Here vir ons is. Dankie dat U omgee vir ons as mense en vir U disippels, vir hulle welgesteldheid, vir mense wat om verkeerde motiewe voor U sit. U genees hulle nog steeds. U bring die woord en die waarheid vir hulle. U voed hulle. Wel wetend dat hulle rug op U gaan draai. Want U is goed. En dankie dat ons weet dat U in besonder ook sorg vir U kinders. Die laaste en die beste oorhou vir ons. Ek eer U. Dankie dat U betroubaar is. Dat ek in die geloof kan beweeg. Vergewe my Here waar ek so maklik gaan na praktiese ongeloof toe. My eie planne wil maak. En vergeet wie U is en met wie ek besig is. Hierdie lewe behoort aan U. U is in beheer. Daarom weet ek kan U maar uitvolg. U het nog altyd, U sal altyd in alles voorsien. Ek eer U groot en heilige naam.